Vandag is die eerste dag van Pinkster en ek het op my hart gevoel ek wil graag Handelinge 1 vers 8 met julle deel. Daar staan, maar julle sal krag ontvang wanneer Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 1 speel in 'n besonderse oomblik af. Jesus was reeds gekruisig, hy het reeds opgestaan uit die dood en vir 40 dae het hy aan sy disippels verskyn. Nou op hierdie punt waar hierdie woorde spreek aan hulle is net voor hy sou opvaar na die hemel toe. En as mens myself indink, dan moes die disippels gewonder het, maar hoe werk die en hoe lyk die koninkryk van God? Wat gaan van Israel word en wat van hulle toekoms? Maar Jesus kom hier en hy skuif hulle fokus totaal en al weg van hulle huidige omstandighede en van hulle fisiese behoeftes, en hy sê vir hulle, hy gee vir hulle 'n nuwe opdrag. En hy gee vir hulle die sleutel oor hoe hulle opdrag vervul gaan word. En dis nie deur menslike vermoë nie, dis nie deur natuurlike talent nie, maar dis slegs deur Heilige Gees. So hy begin deur vir hulle te sê, julle sal krag ontvang. Nou, ons bron, ons geestelike bron, kom nie van onsself af nie. Die woord krag beteken bonatuurlike vermoë. Met ander woorde, 'n werking en 'n bekwaamheid wat nie binne in onsself is nie. Dis nie iets wat ons van selfsprekend het nie. Met ander woorde, hy sê nie hier vir ons moet selfkrag opwek of selfkrag kry of selfvertroue hê of uit jouself uit iets probeer doen nie. Hy sê hier vir hulle, julle sal krag ontvang. Nou die koninkryk van God funksioneer altyd vanaf uit ontvangs na prestasie. Met ander woorde, ons ontvang eerste van hom af, en omdat ons van hom af ontvang, kan ons presteer, kan ons dit doen wat hy vir ons vra om te doen. In Sagaria 4 vers 6 staan daar, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. So God se werk word nooit deur jou kapasiteit gedra nie. Dit word altyd deur hom self gedra. So ek en jy ons probeer om heilig te leef in ons eie krag. Ons probeer om oorwinnings te kry deur dissipline, en ons probeer om te bedien of ander mense te help dalk sonder intimiteit met hom. Menslike ywer sonder die Gees lei gewoonlik tot uitbranding of frustrasie of dalk raak ons godsdienstig of wettelik, en ander kere lei dit tot geestelike droogte. Mense voel hulle vorder nie geestelik nie. Maar Jesus se voorbeeld is anders. Hy sê, jy sien, want selfs Christus het eers gewag vir Heilige Gees voor hy sy aardse bediening begin het. Hy het gewag van die salwing van Heilige Gees sodat hy deur hom kon funksioneer. In Lukas 4:18 staan daar, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Nou as Jesus onafhanklik was van Heilige Gees, dan was hy nie deel van die drie-eenheid nie, en so Jesus funksioneer nie onafhanklik van Heilige Gees. En hoeveel minder kan ek en jy kies om hom nie dan deel te maak van ons daaglikse wandel met hom in ons geloofspad nie. En dan in 1 vers 8 sê hy verder, wanneer Heilige Gees oor julle kom, sien ons dat hierdie teenwoordigheid van God het mense getransformeer, dit het hulle verander. Die disippels het reeds Jesus gevolg, hulle het reeds wonderwerke gesien, en hulle het reeds opstanding beleef. En dan sê Jesus vir hulle iets vreemd. Hy sê vir hulle moet wag. Nou vir my en jou is dit nie altyd lekker om te wag nie. Ons hou daarvan as ons kry wat ons soek, wanneer ons dit soek, soos wat ons dit soek. Maar hier sê hy vir hulle wag. Nou hoekom sê hy vir hulle wag? Want kennis alleen is nie genoeg om mense volledig te verander nie. En ervaring alleen is ook nie genoeg om mense te verander nie. En om 'n getuie te wees alleen is ook nie genoeg om mense te verander nie. Heilige Gees, wanneer hy oor ons kom, en toe hy oor die disippels gekom het, het hy innerlike transformasie gebring. Hy
hy het vrymoedigheid gebring, hy het openbaring gebring en hy het 'n geestelike lewe gebring wat hulle nie geweet het moontlik is nie. In Handelinge 2 vers 1 tot 4 lees ons dat toe die Gees oor hulle kom, het hy die hele huis gevul. Hy het die mense gevul en hy het die atmosfeer verander. Nou, ons het hierdie week het ons oor Petrus gepraat en oor sy vermoë om nog steeds God en lewe te kies, selfs al het hy geval. Nou dieselfde Petrus wat Jesus verloon het, nadat die Heilige Gees op hom uitgestort was en neergedaal het opgestaan en in vrymoedigheid die evangelie verkondig. En hy duisende sien byvoeg tot God se koninkryk. In 2 Korintiërs 3 vers 6 staan daar, die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. God het my en jou nie net geroep tot godsdiens, hy het ons geroep tot 'n lewe deur sy Gees. So, die gevaar van vorm, met ander woorde struktuur, sonder vuur, vorm sonder vuur of struktuur sonder Gees is wanneer ek en jy net kerk toe gaan, of net Bybelstudie doen, of net Bybel lees, of selfs aktief in die bediening beweeg, maar ons doen dit nie deur Heilige Gees nie, kan ons nog steeds geestelik koud wees. En Pinkster herinner ons hieraan. Die kerk het Heilige Gees die meeste nodig van alles. Meer as strukture, meer as finansies, meer as enigiets anders het ons God se teenwoordigheid brood nodig. Want waar sy Gees werk, raak harte sag. Waar sy Gees werk, oortuig hy ons van ons sonde. En waar sy Gees werk, word mense herstel. En waar sy Gees werk, ontdek ons 'n passie vir die Here wat ons nog nooit geweet het bestaan. Hy sê verder in 1 vers 8 sê hy, julle sal my getuies wees. Nou, nadat die Heilige Gees op hulle uitgestort het hulle onmiddellik sendlinge geword. Het daai manne onmiddellik in aksie in oorbeweeg en hulle het beweeg. So Heilige Gees is nie in jou net vir jou nie. Heilige Gees is nie daar net vir my en jou om 'n emosionele ervaring te hê nie. Hy is gegee vir ons sodat Jesus aan die wêreld geopenbaar kan word. Matteus 5:16 staan daar, laat julle lig so skyn voor die mense. In Romeine 8:11, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in julle woon. Nou, die Gees bring nie net mense tot die kerk toe nie, want dis nie die doel van die Gees nie. Die doel van die Heilige Gees is om nuwe lewe te bring. So as ons dink aan 'n getuie, en hy wat sê ons sal getuies wees, wat is 'n getuie? 'n Getuie is iemand wat gesien het, iemand wat gehoor het, iemand wat iets persoonlik beleef het. Nou die vroeë kerk het nie net 'n boodskap verkondig nie. Hulle het nie iets gelees of iets gehoor wat iemand anders vir hulle gesê het nie. Hulle het Heilige Gees persoonlik beleef. En hulle lewens het daai boodskap bevestig. So, in Handelinge 4:13 staan daar, en hulle het hulle erken as mense wat met Jesus geleef het. Die grootste getuienis van die kerk is nie 'n goeie argument of 'n preek wat goed geformuleer is of iemand wat vroom leef of als reg doen nie. Dis 'n getransformeerde lewe. Dis 'n hart wat getransformeer is deur die goedheid en die godheid van Jesus Christus. En dis slegs deur Heilige Gees wat ons dit kan doen. So jou getuienis gebeur wanneer jy toelaat dat hy jou huwelik transformeer. Wanneer jy toelaat dat hy die manier hoe jy konflik hanteer transformeer. Wanneer jy toelaat dat hy beheer vat van jou finansies. Wanneer jy toelaat dat hy verander hoe jy mense hanteer. Wanneer jy toelaat dat hy die manier hoe jy besigheid doen verander. En wanneer jy toelaat dat hy die reaksies wat jy normaalweg het, verander van dood na lewe. En dan hier, aan die einde sê hy vir hulle, hoorie sommer, maar hierdie boodskap, hierdie evangelie, nee, is nie net vir Jerusalem nie, maar is vir Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. So die evangelie beweeg altyd
uitwaarts. Jesus gee hier vir ons 'n geestelike kaart en hy sê vir ons, okay, maar dis hoe dit werk. So jy begin by Jerusalem. Jy begin by jou onmiddellike wêreld, die mense rondom jou. En God begin altyd by jou. So wanneer hy iets aan jou openbaar, is dit vir jou eerste. En dan is dit vir die mense rondom jou. So dis eerste vir jou en dan is dit vir jou gesin. Markus 5:19 staan daar, gaan na jou huis en jou mense. Baie mense wil die wêreld bereik, maar hulle ignoreer hulle eie huis. So jou eerste sendingveld is jou gesin, en jou kinders, en jou werksplek, en jou gemeenskap. En dan sê hy vir hulle, gaan na Judea toe. Nou dis mense wat kultureel naby was aan die Jode. En dit herinner ons aan die evangelie wat nie beperk mag wees tot 'n gemaklike ruimte, of mense wat net soos ek dink nie, maar mense wat dalk naby genoeg dink as wat ek dink. En dan die moeilike ene, die Tamaletjie is waar hy sê, maar gaan uit na Samaria toe. Nou die Samaritane was vir die Jode ongemaklike gesprek gewees. En Samaria was vir hulle 'n ongemaklike plek gewees. Want daar was histories, was daar spanning en ja, daar was klomp uitdagings gewees. Maar Jesus noem spesifiek dat hulle na Samaria toe moet gaan om daai grense af te breek. En in Johannes 4 het Jesus self gegaan en hy die Samaritaanse vrou gaan bedien. So Heilige Gees gaan jou dikwels lei na ongemaklike plekke toe, ongemaklike mense toe, moeilike gesprekke en plekke waar daar regtig 'n klomp genade nodig is. En dan laaste sê hy, ons moet hierdie getuies wees tot in die uithoeke van die aarde. Nou God se hart was nog altyd vir die nasies. God se hart was nog altyd om sy kinders na hom toe terug te roep. So Openbaring 7:9 staan daar 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, het alle nasies en stamme en volke. Nou Pinkster wys vir my en vir jou dat die evangelie is vir almal. So Pinkster gaan nie uiteindelik oor net die doping van Heilige Gees met betrekking tot tale of vuur wat op hulle neergedaal het of 'n fisiese gebeurtenis. Dit gaan oor gewone mense wat gevul word met bonatuurlike krag om 'n donker wêreld te bereik en dit te verlig. So die disippels het die wêreld verander. Nie omdat hulle magtig was of wys was of slim was of sterk was of omdat hulle geleerd was, maar omdat hulle gevul was met Heilige Gees. So die vraag wat jy vandag vir jouself moet vra is, nie het God nog genoeg krag om my ook te vul of my ook te transformeer nie. Maar die vraag is liewerster, is jy beskikbaar om te wag? Sal jy stil raak en wag tot jy sy stem hoor? Sal jy stil raak en wag totdat sy Gees op jou neerdal? Want daar waar Heilige Gees werklik werk, word mense verander, word kerke getransformeer en word Jesus sigbaar in hierdie wêreld. Ek seën julle met God se genade en God se oorvloed in Jesus naam. Amen.